episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan almal, ook ons luisteraars wat na hierdie nuwe reeks van ons gaan kyk en luister, en ook my 3 kollegas saam met my in ons virtuele studio vanmôre. Baie welkom aan julle almal. Ek hoop dit gaan goed met almal. Môre Jaco, Dankie. Ja, so vanoggend doen ons ietsie heel anders. Ons het al baie gesels hier oor onder mekaar dat ons graag bietjie boekinleidings wil doen en ook boeke bietjie meer wil bekendstel aan luisteraars om ook sodoende te help dat ons die verstaan van die boeke kan doen en ook reg kan interpreteer, en ons help om dit ook in ons tyd toe te pas. En so het ons besluit om hierdie reeks te begin met 'n kort boek in die Nuwe Testament, die boek van Judas. Is nie onbelangrik omdat hy kort is nie, inteendeel baie keer is kort boeke geweldig kragtig en het baie relevante toepassings so vandag, soos ons sal sien, soos ons die boek sal deurtrap. Die plan met die boek is dat ons vanoggend 'n kort oorsigtelikheid sal doen oor die boek vanuit 'n paar eksegetiese vrae, basies eksegetiese vrae, en ons daarna amper soos 'n mens die boek sal preek en perikope sal deurstap en die boek en bietjie sal uitlê en verklaar. Ons wil dit ook nie 'n tipiese streng dogmatiese teologiese eksegetiese oefening maak nie. Ons wil dit regtig in algemene spreektaal doen en in vandag se konteks ook doen. So moenie skrik en dink okay, ek gaan hierdie reeks mis nie. Dit gaan regtig daarop uit wees om u as gelowige en as lidmaat, en selfs van jong gelowiges tot ouer gelowiges regtig saam met ons in te trek in die leefwêreld van Judas in, en ook te wys hoe die Here se woord altyd relevant is vir alle tye. Kortliks dan wat ons beplan. So ons wil begin met ons eerste groot vraag wat 'n mens maar altyd vra wanneer jy 'n stuk teks behandel. Wie het Judas geskryf? En so in die eerste vers gee Judas die boek Judas vir ons die antwoord. Hy sê Judas, diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus. So 2 woorde wat hier gebruik word, diensknegt en broer van Jakobus. Natuurlik is die groot vraag hier, wat 'n Judas? Want daar's 'n paar Judasse in die Nuwe Testament. Daar's Judas Iskariot, daar's Judas Thaddeus, een van die apostels, daar's Judas Barsabas in Handelinge 15 vers 22, en dan is daar ook Judas, broer van ons Here Jesus Christus. Nou die beskrywing broer van Jakobus help ons baie. En dit mag dalk die vraag vra, verwys dit na die broer van Jesus of nie? Hoekom noem Judas hom nie self die broer van Jesus nie? En so broers, ek gaan hier eers bietjie stop voor ek verder praat, dat ons almal kan inset gee oor hierdie vraag, wie het Judas geskryf, na die kort inleiding wat ek oor sy naam en sy relevantie en sy verwantskap gegee het. Kan julle ook iets sê? Ja, dit is 'n mooi manier hoe hy die brief begin skryf, en ons sien iets daarvan in Paulus se briewe ook, diensknegt van Jesus Christus. En hy sê homself die broer van Jakobus noem. Dalk aan die een kant, dalk was hy minder bekend, sodat mense kan weet presies wie hy is, en as ons dan sal aanvaar dat hierdie die Jakobus is, die broer van ons Here Jesus, dat Judas self is ook Jesus se broer is, dan sien ons iets mooi in die manier hoe hy beskryf. Hy sê nie, luister na my, ek is die Here se broer nie. Hy sê, ek is 'n diensknegt. Daar's 'n dieper verhouding, 'n belangriker verhouding wat ek met Jesus Christus het. Hy is my verlosser ook. So dit is vir my baie mooi op daardie manier hoe hy sy verhouding dan beskryf met die Here. Veral as ons sal kyk na, as ons die evangelies lees, ons Here Jesus se broers het nog nie geglo nie. Eers later na sy opstanding wat hulle in hom begin glo het. En nou hierdie aangrypende, ja, ek is sy broer, maar meer as dit, ek is sy diensknegt. Ek is in diens van die Here van die kerk.
Ja, om ook daarbij aan te sluit, daar's baie mense wat redeneer, hoekom noem hom nie self die broer van Jesus nie? En ek dink, is belangrik om raak te sien dat hy hierdie brief skryf heel na Jesus se opstanding. So duidelik is Jesus nie net meer sy fisiese broer nie. Die Here Jesus is nou sy verlosser en sy Here. En in daai konteks is hy baie nederig, soos jy reg gesê het, dat hy nie na hierdie opgestane Here wat hy nou besef wie is hierdie persoon wat hy geken het as sy eie broer nie. Maar dit is die Here Jesus Christus, die God van hemel en aarde. En daarom is hy 'n diensknegt van die Here. Dat hy homself so verwys. Net 'n bietjie terug te kom na die Judas wat ons in die Bybel sien. Galasiërs 1 vers 19 praat ook, Paulus ook van Jakobus, die broer van die Here. Handelinge 15 is daar ook 'n Jakobus wat 'n leier was van die Jerusalemkerk. En so, dit is duidelik dat deur die geskiedenis en die historiese kerk en ons tradisionele gereformeerde verstaan van die boek duidelik die broer van Jesus is. Daar's ander Judasse, Jesus se broers het aanvanklik nie geglo nie, Gerry het daarna verwys in Johannes 7 vers 5 sê dit, want sy broers het ook nie in hom geglo nie. Ja, so die historiese getuienis wat ons duidelik kry, en uit die skrif uit, en hoe die kerk het altyd verstaan het, en dit is belangrik dat ons dit sê, want daar is modernistiese sienings en liberale sienings oor hierdie boek, is dat die kerk het altyd, van die vroeë kerk af, en dan ook ons gereformeerde kerkvaders, dit baie duidelik verstaan, dat dit die broer van Jesus is. En dan ook die skryf, ons kan 'n bietjie miskien verder praat, volgende praat oor die skryf van die boek, ek weet nie of Nicolas dalk ietsie wil bysit nie, voor ons verder nie. Ek wou 'n bietjie aangelas het by wat Gerry sê, as die Here wil, preek ek nou komende Sondag uit Lukas 22, reg na die instelling van die nagmaal, waar ons lees daar het onenigheid onder die disippels ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so 'n koning speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing en laat hulle self weldoeners noem, maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, die een wat die leier is, soos die een wat dien, en dit is natuurlik Christus wat ook sê, ek het onder julle gekom as een wat dien. En ek dink mense sien ook iets hier van die Bybelse kerkregering, wanneer Judas homself 'n diensknegt, as mens nou dink hoe dit onder die nasie sou gewees het, as jy die broer van Alexander die Groter was, en hy het gesterf, dan het jy aanspraak op die troon, of as jy die kind van Julius Caesar was, dan het jy reg om te sê, maar nou is ek baas van die plaas, en die Bybelse kerkregering sê Christus is hoof, en die wat hom dien is knegte. So, hiersoos, ek wil sê, 'n ware vroomheid wat ons by Judas sien. Hy is 'n diensknegt. Hy is nederig genoeg om nie na homself as die broer of die halfbroer van Christus te noem nie, maar die broer van Jakobus. En ek dink dit sê ook iets vir ons status as gelowiges, die grootste onder ons. Mag dit wees dat ons nooit na 'n hoër titel as die van 'n knegt sal smag nie. Maar dit is nou ek wat wil preek en nie net die vraag oor die skryf aanraak nie, maar mense sien dit. Ja, net in ons eerste vraag, ek is net bang ek was dalk 'n bietjie onduidelik oor die broer van Jakobus. So Galasiërs verwys na Jakobus die broer van ons Here. So Judas identifiseer hom hier as verwant 'n broer van Jakobus. En die logiese gevolgtrekking is dat dit hierdie die Judas die broer van Jakobus is, wat die broer van die Here was, en daarom is hierdie Judas wat ons hiervan praat, Jesus Christus se broer, want daar's verskeie Judasse. Ek sê bang ek het dalk verkeerd verwys na die teks, maar dis die logika hoe ons verstaan dat dit werklik Judas die broer van die Here is. Dan oor wie die boek geskryf, wil ons kyk na, jy weet, wat is die verskillende sienings. Ek wil ook net vinnig noem oor die wie Judas is. Daar is verskillende, daar is modernistiese kritiese teoloë
wat beweer dit is ook ons sal kyk nou daarna ook in die skrywer dat dit is nie Judas wat self hier geskryf het nie, dis iemand wat pseudoniem noem hulle dit, iemand wat dit geskryf het namens hom. Iemand wat naam gebruik het. So daar is ander sienings in die meer moderne liberale teoloë oor wie hier geskryf het en wie hierdie persoon is. En so ons kan 'n bietjie meer daarna in die detail kyk as ons praat van wie die boek geskryf. So die brief het nie 'n spesifieke datum wanneer dit geskryf is nie. Ekskuus, ons is nou by wie die boek geskryf. Wanneer is die boek geskryf? Die boek het nie 'n spesifieke datum wanneer dit geskryf is nie. Ons moet na historiese gegevens kyk en ook wat mens aflei uit die boek uit oor hoe dit praat in vergelyking tot die tyd waarin dit staan. Byvoorbeeld dat dit sê 'n diensneg van Jesus Christus, duidelik is dit daarin kan ons al sien is geskryf na die opstanding van Jesus, omdat hy hier al Jesus erken as die Here. As 'n sterk Joodse karakter in die boek. Judas verwys gereeld na Israel in die woestyn, Sodom en Gomorra, Kain, Biliam, Korag, Michael, die engel Michael en Henoch. So daar's 'n sterk Joodse bekentenis by die skrywer wat vir ons wys dat dit iemand was wat baie bekend was met die vroeë Joodse Christelike kerk. Daar's ook geen verwysing na die val van Jerusalem toe, wat 'n groot insident was. So mense sou kon aanvaar dat as Judas dit sou skryf na 70 AD dat hy daarna dalk sou verwys of dat dit elemente daarvan in die boek sou wees, wat vir ons 'n aanduiding gee dalk van die tyd dat dit voor 70 AD kon gewees het. So daar's nie 'n duidelike verwysing nie. Verskeie teoloë skat dit, dis regtig skatting op die stadium, maar daar is nie duidelike antwoorde nie uit historiese data dat hier rondom 60 na Christus was. Enige insette van julle af oor wanneer die boek dalk geskryf kon gewees het? Ja, soos jy sê daar, die datering van die boek is so wyd soos die Blou See seker. Ek dink daar's mense wat self sal sê wel, omdat ons sprake van die gnostisie kry in die brief, moet die brief eers in die 2de eeu na Christus geskryf wees. Maar ek dink eerder wat ons in die brief sal sien is die voorlopers van die gnostisie. Maar as ons sal hou by, wel hierdie is Judas die broer van ons Here Jesus, dan moet dit tog ons datering bepaal. Hy kon net baie plat gesê, hy kon ook net so lank lewe. So 'n datering van, kom ons sê, van na die opstanding af tot hier so 60, 70 dalk, dink ek gee mense 'n goeie idee, en hoewel mens nie 'n presiese dag en datum kan gee nie, beteken dit nou nie die brief het nou nie meer gesag vir ons nie. Maar dit gee mense 'n idee van wanneer is hierdie brief geskryf. En dan kyk mens ook na daar sterk ooreenkomste met 2 Petrus. So dit help ons ook om min of meer 'n tyd te kry. So dit lyk of dit hierso, kom ons sê 60, 65 na Christus is. Jy het nou na die val van Jerusalem gewys in 70 na Christus. So dit kan ook op 'n manier help. So dis baie interessant om dit te kan bepaal. Maar op die ou einde is dit nie deurslaggewend, glo ek, vir ons geloof in die brief en ons leer uit die brief uit nie. Ja, ek dink jy maak 'n baie belangrike punt, Gerry. Dit is as jy die feit dat ons hier oor datums gesels, is dit net om ek sal nie sê vir interessantheid halwe nie, maar baie keer is datums duidelik gegee. Ek het nou besig om deur die boek Haggai te preek. Die datums van Haggai is verskriklik duidelik. Is onbetwyfeld duidelik. En daarom is dit dan is dit belangrik vir die interpretasie van die boek, want dan is daar sekere inligting wat jy gebruik om die boek te interpreteer, wat is baie spesifiek. Maar Judas is een van daai boeke wat nie baie spesifiek is nie, so 'n mens moet dan versigtig wees om verskriklike punte, dogmatiese stellings oor die datum te maak, en dan dit interpretasie te gebruik, want die boek sal tog vir ons duidelik gee, en dit is belangrik vir ons gereformeerde eksegetiese verstaan en uitleg van die skrif verklaar skrif en konteks is belangrik. En in die geval is die datum nie sentraal bepalend tot die interpretasie van die boek, dat ons dit aan daai kapstok wil hang nie. Daar's wel duidelike konteks dinge wat ons hierdeur lei. En so ons moet weet waaroor ons moet
moet ons op wat se heuwel ons moet sterf en waar ons nie moet sterf nie. So in die geval van die boek, soos jy tereg wys. Is 'n paar riglyne. Ek meen die Petrus situasie is ook belangrik, maar dan is daar weer vra wat een is eers geskryf, eers Petrus of Judas, want dit lyk asof Judas hom in 'n sekere mate op Petrus rus, en daar's een argument wat sê hy's geskryf na Petrus want hy bou voort op Petrus. En daar's ander gesaghebende teoloë wat weer andersom sê nee, dit lyk of Petrus na hom geskryf is. So weer eens, dit is interessant en ons kan daarna kyk, maar dit moet nie ons dryf nie. Goed, ek dink die belangrike vraag wat hier wel baie belangrik is vir die verstaaning van die boek is, hoekom is die boek geskryf? Nou, Judas maak dit ook aan onsself duidelik. Dit is duidelik dat dinge hom gepla het. Daar's dinge wat hy gesien het wat hom diep geroer het en hy maak dit vir ons duidelik in vers 3. Hy wou selfs iets anders geskryf het, né? Hy sê ek het beplan om iets anders te skryf, maar daar's iets wat my regtig beweeg het en dit is dat ons geloof bedreig word. Ons gemeenskaplike saligheid word bedreig en daarom het ek besluit om hierdie boek te skryf. Dit blyk ook of Judas oorspronklik die brief oor die evangelie wou skryf, né? Iets dringends het verander in sy plan. Hy het dit noodsaaklik gevoel om hulle te skrywe, om hulle aan te spoor, om kragtig te stry vir ons geloof. So daar was duidelik 'n groot stryd aan die gang. Dinge wat gebeur het, en in die boek sal ons later 'n bietjie sien, wanneer ons die boek begin deurtrap, is daar baie spesifieke dinge waarna hy verwys. Die insident van Moses se liggaam en dan die belastering van die engele. Duidelik was daar inligting hier wat ons kan aflei uit daar. Jy het die spesifieke dinge aangegaan in daai tyd, wat deur hierdie twee verwysings wat hy gee, in agtergrond sit. Hy sê sekere mense het ongemerk ingekruip. So duidelik is die stryd binne in die kerk. Soos ons maar baie keer weet, die stryd is meeste van die tyd binne in die kerk, soos wat daar maar ook binne in ons eie hart is, né? Soos dit Luther wat gesê het, of Calvin het gesê, die grootste paus bly in ons eie hart. Nee, die grootste stryd is maar gewoonlik in ons eie hart, en soos die grootste stryd gewoonlik ook binne in die kerk. Ons kyk baie graag uit. Ons wys graag vingers na buite. Hy noem spesifieke dinge wat hy na verwys. Mense wat die genade verdraai het. Mense wat goddeloos lewe, dan weer amper soos 'n goedkoop genade. Mense wat Jesus Christus se gesag verwerp. So, voor ek verder gaan, en enigiemand anders ook kan aansluit oor hoekom is die brief geskryf? Kan ek inval? Ek dink verseker Jacques slaan die spyker op die kop. Vers 3, hy vermaan ons om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is. En 'n goeie sleutel in sowel die lees van die skrif of net in jou gewone lewe as jy met 'n vraagstuk gekonfronteer word, is om dit om te keer. En te besef, maar die probleem ook wat Judas aanspreek, is dat daar mense was wat glad kragtig gestryd vir die evangelie. Dat daar mense is wat pushovers was. Wat gesê het, ag, hierdie dinge, dis nou, ons weet eintlik wat die waarheid is, maar jy weet in die taal van vandag, ons verdra mekaar in liefde en hulle stry nie kragtig. En dit is 'n probleem. Nee, sommige goeters moet jy in liefde verduur met broers, maar ander goeters moet jy jou bokshandskoene en jou gumguard insit en in daai kruit klim en gaan boks. En daar was ouens wat dit nie gedoen het nie. En wanneer jy dit nie doen nie, kom daar probleme in. So ek dink hier is 'n positiewe oproep tot Christelike strydlustigheid. So onpopulêr as wat dit klink of op die oor val, hier's 'n fight om te fight, en Judas sê, moenie chickens wees nie, boys, klim in die kruit. Mooi. Ek dink hierso waar Nick raak baie mooi nou aan die relevantie van die brief ook vir vandag. Ek weet ons gaan eers later daaroor praat. Die manmoedigheid vir die gelowige. Ons word geroep om met ruggraat te lewe. Maar oor die rede waarom die brief geskryf is, soos jy gesê het, Jakob vers 3, hy was van plan om oor die gemeenskaplike verlossing te skryf, maar hy moet hierdie ding nou aanspreek. En om ons te help in die verstaan daarvan, dink ek, kyk, kan ons ook
net kyk na aan wie die brief geskryf is. Hmm. Nie 'n baie spesifieke adres nie, maar die dinge wat gesê word van die aanhoorders, gelowiges, julle is geroepenis, julle is bevind en julle word veilig bewaar in Christus. So, te midde van hierdie stryd waarteen hy skryf, gee hy die sekerheid. Onthou wie julle is. En omdat julle is wie julle is, reageer nou op 'n sekere manier teenoor wat by julle aan die gang is. En so ja, ek dink dit wys vir ons baie mooi, as ons gaan nou ek weet bietjie meer in die brief inklim, maar die oproep om te word wie ons is in Christus word baie duidelik gegee. En dit is so belangrik om vandag ook te hoor, maar wys hier 'n bietjie ruggraat. Manne, natuurlik kinders, vrouens, almal ook, maar veral mans deesdae moet hierdie hoor. Wys bietjie ruggraat. Ja, ek dink jy noem gou 'n ander punt wat nou by my vassteek, wat ek dink belangrik is, wat ons nie baie ingezoom het nie, is aan wie hy geskryf het. As 3 dinge wat hy sê, wat ek dink baie belangrik is om te verstaan in die konteks van die brief. Die wat geroep is. Hy identifiseer die mense vir wie hy skryf, die wat geroep is, in God die Vader geheilig is, en vir Jesus Christus bewaar is. Dis 'n geweldige, kragtige, kort definisie van wie is die kerk. Wat is die kerk en wie is die kerk? Dit is daai oorblyfsel van Deuteronomium 7. Daai klein kudde van my, wat die Here geroep het uit die wêreld, wat hy vir hom versamel. Dis die rede hoekom Jesus Christus gekom het, om vir God se uitverkorenes te sterwe. Dis baie duidelik, dit verwys na die uitverkiesing. Die Here het hierdie mense gekies voor die grondlegging van die wêreld. Hulle is sy uitgeroep, is sy spesiale besitting. Geheilig deur die bloed van Jesus, en dit sê in God die Vader geheilig. 'n Mens, alhoewel die Heilige Gees nie genoem word nie, is hierdie duidelike drie trinitariese aanhef hierdie. Baie duidelik. Dit word geïmpliseer dat die Heilige Gees die heiligingswerk doen. God die Vader roep, Jesus het die werk kom doen, maar God die Vader heilig deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En dis besonder dat dit spesifiek verwys dat hierdie heiliging in God die Vader geheilig is. Dis ook baie getrou aan dat Jesus ons leer bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So, en vir die bewaring en behoud van Jesus Christus. Dit sluit baie goed aan by die inhoud van die brief. Hierdie geloof, die evangelie wat bedreig word. Maar dat Jesus Christus sy kerk bewaar, en daarom moet ons ywerig stry. Ons stry ywerig omdat Jesus Christus ons bewaar het en ons behou. Dit sluit ook aan wat Paulus sê, hy het oorwinning in Kolossense, hy het oorwinning, hy het sy vyande openlik in die openbaar 'n spektakel gemaak, en nou neem hy ons saam op sy seëgetog. En daarom stry ons ywerig vir die geloof, want ons is saam met Jesus Christus in hierdie stryd. Paulus sê verskeie plekke dat ons daagliks aan die dood oorgegee is. Implisering, ons stryd teen die sonde, ons stryd teen misleiding. En dit is baie belangrik vir die res van die brief, want dit is duidelik die aanhef wat Judas hier doen, wat mens duidelik in die res van die brief kan uitspeel. Net om vinnig terug te kom nog oor 'n paar laaste dinge van my kant af, oor hoekom is die brief geskryf? So duidelik wil Judas die kerk waarsku. Die boek is duidelik geskryf as 'n waarskuwing. Nou in ons tyd is daar liberale en modernistiese ouens wat sê apologetiek is oorbodige ouens, waaroor wil julle altyd oor kontroversies gesels, waaroor julle altyd stry oor sekere dogmatiese dinge. Kom ons aanvaar mekaar net in Jesus Christus, ons leef net saam. Dis baie duidelik in die Bybel dat dit nie die benadering van die geloof is in die Nuwe Testament, en Judas gee duidelik vir ons daai antwoord. Die gelowiges moet die waarheid verdedig, en die verdediging hier gaan veral rondom die evangelie. Nou redeneer sommige ouens en sê, ja, maar kom ons stry net vir die evangelie. Dan maak hulle sekere sake los van die evangelie, en sê, ja, hierdie is 'n evangelie saak, maar hierdie is nie. Nou, vergewe my dat ek iets hier noem, ek gaan eintlik nie vergewe vir haar nie, want ons stry ywerig vir die geloof. Iets soos vrou in die ambt, baie ouens redeneer vandag, ja ouens, kom ons los vrou in die ambt, dit is nie deel van die evangelie nie. Dit is deel van die evangelie, is 'n sentrale saak tot die evangelie. Die hele kwessie van die rolle van man en vrou in die kerk word deur die Here gekoppel aan sy skepingsorde, uitvloeiend, vas aan die evangelie. Nou ek sien nie daarmee iemand wat nie 'n vrou in die ambt glo, van die hel toe nie.
of wat daarteen staan nie, maar is nie 'n randsaak nie, is nie 'n onbelangrike saak nie. As ons kyk selfs hoe die ampte uitgelig word wie in die ampte mag dien, in Timoteus en in Titus, is die opdrag baie duidelik. Dit is 'n redelike sterk evangelie saak, en is een onderwerp wat baie keer vandag afgespeel word. Dit is nie belangrik nie, ons is nie 'n evangelie saak nie, ons moet nie stry daarvoor nie. Daar's baie sulke belangrike sake, wat ek dink nie noodwendig sê iemand gaan hel toe, as hy dit verwerp nie. Natuurlik is daar kernsaak rondom die evangelie, die maagdelike geboorte van Jesus Christus, sy liggaamlike opstanding. Daai is sake wat ons met ons lewe verdedig. Maar daar's ander sake wat net so belangrik is, dat ons nie die erediens, hoe ons moet aanbid, hoe ons by mekaar moet kom. As nie COVID tyd geredeneer, dis nie belangrik nie, ouens. Dit is nie kernsagtig nie. Ons kan maar by mekaar kom en maak soos ons wil. Dis nie waar nie. Dit is belangrik. Dit is miskien nie dinge wat jou veroordeel tot die dood in 'n oomblik nie, maar is belangrike evangelie sake oor hoe ons hier Jesus gekom het en hy sy kerk ingestel het. Ja, as ek kan aan wat jy daar sê nie, dit is wat as ek verkeerd is dalk. Ekskuus, ja, ek wil graag beamoen wat jy sê, en dit is ook wat Judas in vers 3 sê, die geloof wat eenmaal vir die heiliges oorgelewer is. En jy weet, as ons nou, ek dink uit ons konteks dikwels dink, nou wat is kernsake, dan sal ons sê, dis die 12 artikels, is die 10 gebooie, dis die Onse Vader, jy weet die uitlyn van die Heidelbergse katekismes, maar dit op sigself is net 'n opsomming. Die apostel hier maak dit duidelik, dit is die ganse geloof. Dit is nie, jy weet, as mens nou regtig wil vra, wat is middelmatige sake, dan sou ek sê, dit is die goeders wat tot die terrein van menslike oordeel behoort, soos byvoorbeeld die wyse van musikale begeleiding in die erediens. Jy weet, daaroor is ek soos met respek gesê, is ek soos 'n bootjie wat op die golwe heen en weer geslinger kan word. As ons 'n orrelis het, kan die orrelis speel. As ons 'n wonderlike gitaarbegeleider het wat dit met klas en styl kan doen, dit is vir my piek fyn. Dis middelmatig, maar die beginsel, die geloof wat oorgelewer is sing die psalms. Jy weet, daaroor sal ek my rug styf maak. Jy weet, en ek dink dit is, jy weet, dit is die wysheid wat gevra word, ook met waaroor piek jy jou vat. Soms is dit maak ons in die kerk ook die fout om oor die middelmatige goeters die fight te piek, eerder as die kerngoeters. Gerrie. Ja, kyk wat sien ons in Judas, want agter meeste dwalings sit daar 2 dinge. En dis die verwerping van die Here Jesus Christus en die verwerping van die gesag van sy woord. En dis wat ons hier in Judas sien. Hierdie dwaalleraars, hulle verwerp die Here, en dan sien ons later vers 8 byvoorbeeld, hulle beroem hulle self op hulle drome, hulle visioene. Dit is 'n hoër gesag vir hulle as God se woord. En ons is dadelik nou weer by die relevantie dan van die brief. Soveel mense wat vandag sê, maar God het vir my gesê, of ek hierdie droom gehad, of hierdie dit, of hierdie dat. En ons word in hierdie brief weer opgeskerp. Hou vas aan die gesag van die woord. Dit is so belangrik in ons geloof. As ons die evangelie wil bewaar, glo ons die evangelie, glo ons die woord. So agter meeste dwalings vandag sit hierdie 2 dinge. Jy verwerp die Here en jy verwerp sy woord. En ons moet nie bang wees om dit dan so te sê nie. Baie gesprekke wat in die kerk vandag aan die gang is, gaan in die eerste plek eintlik oor skrifgesag. Glo ons dat die Bybel God se woord is of nie? Dis al vraag wat ons moet antwoord. En dit waar Judas ons baie mooi wys, stap die pad so. Ja. Om aan te sluit by jou, Gerrie, om my vorige kontroversieel en sommige mense se opinies of nie punt te maak, is hierso gaan dit nou oor drome en visioene wat jy genoem het. Nou, ons het charismatiese broers wat ons glo gered is, maar wat in hierdie mold, is die Engelse woord, staan. Ons skuif van daai saak. Hoekom? Want dit is nie 'n randsaak nie. Ons glo die gesag van God se woord is belangrik. Ons sê nie daai mense gaan hel toe nie, maar ons sê baie duidelik, ons skei daarvan met ontken die gesag van God se woord, presies om jou punt te maak. Maar ek dink dieselfde spreek ook vir die relevantie of
stry ons dan nou, moet ons nou stry vir iets soos vrou in die amp of nie? Dit gaan baie direk teen duidelike skrifgesag. En daarom is dit nie miskien 'n verlossingssaak nie, maar dit is nie onbelangrik nie. Dit is nie 'n randsaak nie. Dit is nie iets soos Gerry sê, orrel of nie orrel in die kerk, né? Dit is iets wat sentraal staan tot die karakter van die geloof in die sin dat dit die gesag van die skrif en die skepingsorde ontken. So dit is miskien net om my punt te staaf hoekom ek dit persoonlik sien as nie 'n randsaak nie. En ek weet is 'n groot stryd ook in die kerk vandag, byvoorbeeld. Maar goed, verder te gaan, daar's 'n paar belangrike eksegetiese uitdagings in die teks, né? Een van die eerstes is in vers 9, waar Judas praat van Michael en die liggaam van Moses. Nou die kontroversie of die probleem hierso is, die gebeurtenis word nie so direk in die Ou Testament beskryf nie. So op grond van wat bring Judas dit hier na vore? En so dit is waar sommige ouens sal sê, ja, maar die hele brief is nie geïnspireer nie, want hierdie is nou 'n snaakse insident. Kom dit miskien ook uit apokryfe skrifte uit? Ek meen, hy gaan praat oor Henog ook, wat duidelik uit 'n apokryfe skrif uitkom. So ons moet 'n bietjie vir mekaar verduidelik hier, hoe sien ons tekste, want daar's ander tekste in die Bybel ook, wat buite Bybelse en selfs apokryfe skrifte ophaal. So ja, Judas verwys met hierdie insident van Michael heel waarskynlik na 'n bekende Joodse tradisie, of ware gebeurtenis wat nie elders opgeteken is nie. Punt is, die fokus val nie op Moses se liggaam nie, maar hier op Michael se nederigheid teenoor die arrogansie van die dwaalleerders. Maar so dit is 'n moeilike eksegetiese teks wat ons in meer besonderhede as ons by die boek self uitkom sal bespreek. En dan is daar ook natuurlik vers 14 tot 15, Henog se profesie. Die probleem hier is, Judas haal Henog aan. Beteken dit nou Henog is skrif, die feit dat hy Henog aanhaal? Nee, want Paulus doen dieselfde. Hy haal byvoorbeeld in sy bekende ontmoeting met die ouens in Athene, haal hy ook selfs ongelowige filosofe aan. Dis om 'n punt te maak. Dis nie om te nou kredensie te gee aan die boek nie. Judas se skrif, hy sê nie, probeer nie daarmee wys, Henog is nou skrif nie, en sommige mense gebruik hierdie argument om dan nou vraagtekens te stel oor ons begrip, gereformeerde begrip van inspirasie, of kom ons praat liewer, ek hou van hoe ons by skripture daaroor praat, die uitgeasemde woord van God. Dat as ons nou sulke tekste ophaal in die Bybel, daar is selfs woorde van Satan selfs in die Bybel, né, wat hy gesê het. So, dit beteken nie dat die Bybel nie geïnspireer is nie, die Here gee vir ons inligting uit sy mond uit. En so, dan ook in vers 6, ja, dis nou net miskien 'n bietjie meer verduideliking oor die siening. Die eerste siening is die oorspronklike val van Satan, daar wat praat van die engele wat gevange is. Dis ook 'n teks wat ons sal moet verklaar, wat beteken, wat gaan aan daar. Dit is 'n moeilike teks, daar's verskillende sienings. Sommige wys, die oorspronklike siening is dat dit na Satan en sy engele wys. Die tweede siening is, dit verwys na Genesis 6, die seuns van God. En derde siening is 'n algemene verwysing na die gevalle engele. So Judas gebruik hierdie insidente as voorbeelde van God se oordeel. So dis ook 'n teks waarna ons sal moet kyk. En dan ook die identiteit van die dwaalleerders. Was hulle gnostici? Wat weet ons van hulle? Ons sien hulle gebruik hulle misbruik die genade, hulle leef losbandig, hulle verwerp die gesag van die skrif en gesag van die Here en sy woord, en hulle veroorsaak verdeeldheid. So dis so 'n bietjie meer oor die moeilike tekste en die kontroversies wat ons sal inzoom as ons na die boek kyk. Julle bydra rondom dit, wat is daar wat julle raak sien en ook dalk meer hieroor? Jaco, as ek kan byvoeg met wat jy sê, die feit dat hier so unieke inligting in Judas is, wat ons nie noodwendig elders in die skrif so kry nie, moet ons onthou dat die eintlike outeur van die woord van die Here self is, dat hy deur sy gees die skrywers gelei het om te skryf wat hulle geskryf het. En ek wil net by wyse van voorbeeld sê, ons weet wat die towenaars is wat Moses weerstaan het in Exodus. Ons weet wat hulle name is. Hulle name is Jannes en Jambres. Ons lees dit nie in Genesis of in Exodus nie.
Ons lees dit in 2 Timoteus 3 vers 8. Onteenseglik weet ons dis hulle name, want dis wat die Heilige Gees vir ons by wyse van die apostel Paulus openbaar. So jy weet dit is nie vir die gelowige 'n probleem. Wat is die bronverwysing nie, want die gesagsbron is God self, en as hy iets sê, dan is dit sonder teespraak. Dit is miskien 'n teewerpsel wat ons van 'n twyfelaar sal moet antwoord. Waar kom hierdie vandaan, wat ons na die beste van ons vermoë moet probeer verklaar, maar uiteindelik, soos met Jannes en Jambres, gaan ons net moet sê, dit is geopenbaar, en ons kan nie verby dit kom. Gerrie, jy dalk iets sien wat jy wil byvoeg? Ja, ons kan net kyk hoe Judas byvoorbeeld nou vir Henog sal aanhaal. Hy koppel nêrens daar so aan die idee dat hierdie nou die goddelike woord moet wees nie. As ons byvoorbeeld dink as Petrus na Paulus se briewe verwys as die woord van God. Dit is anders as hierso waar Judas uit iets wat die mense dalk sou ken aanhaal net om sy punt te wys. Ja. So ja, ek dink terwyl ek nou praat, my laaste opmerking vir vandag, as ek mag, is die 2 punte. Die eerste een is, moet nou nie die fout maak om te dink, jy het nou hierdie episode van Scriptura geluister, so jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Dis nie Scriptura se werk nie, ons staan ondersteunend aan die kerke, en die tweede een is, gelowiges hoef nie bang te wees vir agtergrond van Bybelse briewe kanoniek nie. Daar's baie goeie bronne ook beskikbaar wat jou kan help om te groei. Ek dink aan Paulson se Unlocking the Bible byvoorbeeld. Nou nie dat die titel jou mislei nie. Jy het nie hierdie buite Bybelse bronne nodig om die Bybel te verstaan nie. Maar moenie bang wees om dieper te grou as gelowige nie. Dis baie verrykend. Net so tongenetjies, ek sien jy roer ook een van my punte waarvoor ons moet stry. Deurdat jy verwys na Scriptura, dat jy moet kerk toe gaan. As mense wat vandag sê jy moet kerk toe gaan nie, ons stry vir daai geloof. Jy moet kerk toe gaan. Die Here het sy kerk opgestel, die 4de gebod sê ons moet die Sondag eer. So ons stry vir daai geloof. Ons verdedig dit dat dit Bybels is, dat jy moet kerk toe gaan. Jy moet 'n lidmaat van 'n kerk wees. Die Here red ons in sy liggaam en deur ons te doop met die Gees in sy liggaam in, om te sê ek is 'n gelowige, maar ek behoort nie in 'n kerk nie of ek nie lidmaat nie. Ons stry vir daai geloof. Dis verkeerd. Dit is nie, miskien sal jy nie hel toe gaan daaroor nie, maar dit is baie definitief sentraal tot ons geloof. Ons stry daarvoor. Jy moet in 'n kerk behoort. Jy moet onder die gesag van ouderlinge staan. Jy moet onder die dissipline van die kerk staan. Jy moet verantwoordelik staan tot ander gelowiges. Ons laaste punt wil ek net kortliks, dis belangrik dat ons dit toch vir mekaar sê. Judas se relevantie, ons moet hier afsluit. Judas is geweldig relevant vir ons vandag. Ons sien dit uit die inhoud uit. Ons het vinnig al verwys na die hele kwessie van visioene en drome. Dit word baie duidelik aangespreek in Judas. Die moderne bevrydingsbeweging, waar duiwels bestraf en uitgedryf word, ek bestraf jou in die naam van Jesus, Satan, ek dryf jou uit. En dan word Satan soms sleg gesê ook, word baie duidelik in die boek ook aangespreek. Dit sê hier so dat Moses nie eers durf waag het om Michael nie eers durf het om Satan sleg te sê. Hy het tot die Here gebid. Hy gesê die Here bestraf jou. So dis baie relevant, daai enkele frase. Ons sal in diepte daarin gaan. Die idee van genade misbruik. Ons sukkel ook hiermee in ons eie gereformeerde wêreld. Daar's redelike 2 groot bewegings in ons gereformeerde wêreld, die wat sê dit gaan net oor geloof, oor genade, en genade so hoog dryf dat 'n heilige lewe onafhanklik daarvan is. Genade wat nie tot heiligmaking lei nie, is nie genade nie. En dit is 'n groot tema ook in die boek Judas. Genade wat misbruik word. En dan ook antinomism, ek ken nie nou vir 'n oomblik wetteloosheid. Ek het gedink daaraan woord, maar dit is as 'n groter Afrikaanse woord. Dit is ook 'n redelike belangrike tema in die boek. Weet, daar's nou hierdie, as gevolg van hypergenade is daar hierdie
wetsiening. Die wet word moet nog nooit oor die wet praat nie. As mense wat vir ons sê, julle gereformeer is wat die 10 gebooie so aan mekaar lees in die oggend in julle erediens of in julle eredienste, julle is wettiese mense, né? Ensovoorts. Ons gaan daaroor gesels. Ek gaan net vinnig 2 sekonde in interrupt. Die teenoorgestelde van wetsgehoorsaamheid is nie vryheid nie. Dit is anargie. En dit moet mens baie mooi besef. Maar ek wou net Nee, jy's reg en dit is belangrike relevantie uit die boek uit. Die tema van die geloof eenmal oorgelewer. Dit spreek baie sterk dinge aan in ons dag. As mense wat profeseë uitspreek asof daar na die boek van Openbaring nog 'n vers geskryf word, né? En so ons geloof is, die kanon is toe en die geloof is vas en die Here het vir ons 'n afgebakende geloof gegee. En dan sal mense wat nou vir ons sê, maar dan is die geloof dood, want waar is julle profeseë, julle apostels en julle profete dan? Dit is nie waar nie. Ons praat hier van 'n lewende woord wat altyd lewendig is. Ons profeteer uit die woord uit, ja. Ons is priesters, profete en konings. Dis ons salwingsamp in Jesus Christus. Gelowiges is profete. Ons profeteer uit die woord uit. Ons nog steeds dien ons in die kantoor van die apostel, as jy wil. Ons is nie self apostels nie, maar ons werk in 'n apostoliese amp, as amp van gelowige, as amp van ouderling, as amp van diaken, as amp van predikant in die apostels se kantoor. Ons is gestuurdes, as jy wil. So, ons sal hierdie dinge deurtrap, maar dis die geweldige relevantie wat ons in die boek raak sien. Ouens, ek het groot opsomming gegee oor die relevantie. Ek sal graag wil hoor of daar enige iets wat julle wil byvoeg daaroor, die relevantie van die boek. As ek kortliks, voor ek vir Gerry die laaste woord sê, wat my tref, is die pragtige troos waarmee hierdie boek afsluit. Want ons word hier opgeroep tot stryd, en stryd impliseer beserings. Jy weet, as ons nou kom by relevantie, ons kan vir 'n medegelowige gaan vra, wys my jou letsels. Waar was jy al verwond in die diens van jou Here? En ek dink daar is nie een gelowige op aarde wat nie kan sê, terwille van my Here Jesus Christus het ek hier al seer gekry. Maar dan eindig die boek met die wonderlike troosverse 24 en 25. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Jy weet, dit is weer die verlossing. Dit is nie dat my saligheid nou van my stryd afhang nie, maar dit is die regverdiging van Christus geld ook na al my werke van die heiligmaking wat ek gepleeg het, is die bron van my saligheid steeds die regverdiging in Christus alleen. Dis hy wat my bewaar. En daarom aan hom die verlosser kom die heerlikheid, die majesteit, die krag en die mag toe nou en tot in alle ewigheid. En dit is troos vir mense wat soms ook in die stryd misluk. En dit is waaragtig elkeen. Nie een van ons se ruggraat is van soveel yster gemaak dat ons nie soms misluk, ook in hierdie oproep waartoe ons beveel word. Dankie Gerry, laaste woord dalk van jou af. Kan net sê amen. Laat dit so wees. Baie dankie julle. Ek dink ons moet die held roep, ons tyd stap aan, maar dit is 'n kort en kragtige inleiding. Daar kan nog baie oor die boek gesê word, maar ons vertrou dat hierdie al klaar vir ons luisteraars ook 'n goeie oorsig gee en help, 'n paar sleutels gee met die ontsluit van die boek en die lees van die boek. En so luister gerus verder saam met ons vorentoe na hierdie reeks oor Judas. Ek dink daar's 'n paar goeie dinge en jy sal verbaas wees hoeveel goud daar in so kort boek is, so kort brief is. Baie dankie vir julle en tot 'n volgende keer.